Goeiemôre geliefde, baie welkom op hierdie pragtige Sondagoggend, warm benoud. Die woord vanmôre is wapens, soos in gevegstoerusting. Nou daar's een ding waar die duiwel my en jou almal aan die kort hare beet het. En dit is wanneer dit kom by ons gedagtewêreld. Ons is so geneig om in ons koppe te leef. Ons is so geneig om aan al die negatiewe goed te dink. Ons is so geneig om onsself te meet aan ander. En dan kom ons agter maar ons skiet ver te kort. En dan begin ons goed dink soos, ek is nie goed genoeg nie. Was ek maar soos daai een? Het ek maar harder geleer, het ek maar harder gewerk? En veral aan die einde van jou lewe kan 'n mens dalk baie keer terugdink en sê, maar kon ek nie daar dit verander het nie? Kon ek 'n bietjie hier dit gedoen het nie? En dan geliefde, dan is dit waar die duiwel vir my en vir jou pak gee. Want dit is eenvoudig leuns. En Paulus ken dit. En daarom gebruik hy hierdie teks in 2 Korintiërs vanmôre, as hy sê, die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar, danksy God, kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Wat maak ons met hierdie gedagtes? Nee, ons neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Paulus sê die wapens wat ek en jy gebruik teen hierdie soort gedagtes is nie wapens wat deur mense gemaak is nie, maar dis die gevegstoerusting wat God vir ons voorberei het. Ons gedagtewêreld is eintlik ons oorlogsveld. Nie ons hart nie. Ou mense het altyd gesê, wat jy dink, sal jy word. En die beste manier om die leuns van die duiwel te staan, is om hierdie wapens te gebruik. Wapens wat God vir ons gegee het. God se gevegstoerusting. Dink maar aan Galasiërs 5. Die waarheid as gordel. God se vryspraak as borsharnas. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene van geloof. As skild en God se verlossing as helm. Laastens, gebruik die swaard van die Gees wat die woord van God is. En jy sien geliefde, wanneer hierdie gevegstoerusting elke dag aangetrek word en die wêreld in te gaan, kan ek en jy Jesus wees vir mense waarheen ons ook al gaan. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om sy boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard en vir altyd die geloofskild totdat Jesus ons kom haal. Ons stryd is nie teen vlees nie, maar teen magte in die lug. God gee sy wapenrusting, dat die vyand weg sal vlug. Van die krag in sy disippels, as hulle op hulppos bly staan. Om gewapen met die waarheid, na verlorenes te gaan. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om sy boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard en vir altyd die geloofskild totdat Jesus ons kom haal. Staan vas in die naam van die Heer. Staan vas in die krag wat hy jou gee. Geen wapen
Wat die vyand teen jou smeer, sal slag as jy vasstaan in die naam van die Heer. Staan vas op die woord van die Heer. Staan vas op die krag wat Jesus gee. Geen wapen wat die vyand teen jou smeer, sal slag as jy vasstaan in die naam van die Heer. Sal slag as jy vasstaan in die naam van die Heer. Sal slag as jy vasstaan in die naam van die Heer. Here Jesus, leer my om elke dag u gevegstoerusting aan te trek en so Jesus te wees vir ander, waarheen ek ook al gaan. Amen. Geliefde, mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.